Die oggendson skyn oor Kaapstad se weelderige voorstede, waar die Van der Merwe familie se imposante huis staan. Pieter van der Merwe staar deur sy studeerkamervenster na die magnifieke uitsig van Tafelberg. Sy gesig, gewoonlik vol selfvertroue, vertoon nou diep plooie van bekommernis. Pieter, die ontbyt is gereed, roep Annika, sy vrou, van onder af. Haar stem klink so sag en liefdevol soos altyd, onbewus van die finansiële storm wat om hulle huis woed. Pieter stryk sy dierpak plat en kyk na die stapel onbetaalde rekeninge wat hy sorgvuldig onder 'n valse bodem in sy lesenaarlaai versteek het. Hy het dit nou al 6 maande lank weggesteek. 6 maande van leuns, 6 maande van finansiële gimnastiek, 6 maande van slapelose nagte. Sy een suksesvolle eiendomsontwikkelingsmaatskappy, Van der Merwe Developments, staar bankrotskap in die gesig, maar hy kan homself nie bring om dit aan Annika te beken nie. Ek kom nou, my lief, antwoord hy, terwyl hy vinnig die laai toestoot en sy gesig in die spieël ondersoek. Hy oefen sy glimlag, die een wat gesê het, alles is perfek vir jare lank. Die een wat selfs Annika oortuig het. In die kombuis speel hulle 3-jarige dogter, Leratu, met haar ontbytpap. Leratu, met haar helder bruin oë en donker krulle, is die vreugde van hulle bestaan, die perfekte mengsel van Pieter se Afrikaner erfenis en Annika se Xhosa skoonheid. Pa, roep Leratu opgewonde toe sy Pieter sien. Hy tel haar op en swaai haar in die lug. Goeiemôre, my klein prins. Annika glimlag terwyl sy koffie in Pieter se gunsteling beker skink. Sy dra 'n elegant ontwerpersuitrusting, gereed vir haar dag as kurator by die Kaapstad Kunsmuseum. Het jy goed geslaap, vra sy. Uitstekend, lieg Pieter, terwyl hy die koerant oopvou. Nog nuus van ekonomiese afswaai, nog meer druk op die eiendomsmark. Hy vou dit vinnig toe voordat Annika die hoofopskrifte kan sien. Onthou jy, ons het vandag daardie hofsaak oor die eiendomsdispuut, herinner Annika hom. Dit is net roetine, reg? Jy het gesê dit is net 'n formaliteit. Pieter voel sy keel droog word. Die roetine hofsaak was alles behalwe. Dit was 'n poging van een van sy krediteurgeskille om toegang tot sy maatskappy se finansiële rekords te kry, rekords wat 'n web van bedrog sou onthul. Maar hy het dit reg gekry om dit aan Annika te beskryf as 'n minderwaardige gronddispuut. Ja, natuurlik. Net 'n formaliteit. Ons luister na die regter se beslissing, ons skud hande, en ons is klaar, sê hy, terwyl hy sy stem stabiel probeer hou. Moenie bekommerd wees nie, dit sal goed gaan, sê Annika terwyl sy sy hand druk. Jy is die beste in die besigheid. Almal sê so. Haar onwankelbare vertroue in hom is soos 'n mes wat in sy hart draai. Sy weet nie dat hy hul huis as sekuriteit vir 'n wanhopige lening gebruik het nie. Sy weet nie dat hy haar erfenisjuwele, haar ouma se dierbare familie-erfstukke, stilletjies verwyder en verpand het nie. Na ontbyt stap Pieter na die meesterkamersuite. Hy open die kluis agter 'n skildery, leeg nou, waar Annika se juwele eens was. Hy het hulle weggeneem toe sy op 'n kunsuitstalling was, sy het dit nog nie eens agtergekom nie. Sy dra hulle so selde. Die skuldgevoel oorweldig hom, maar desperate tye vra desperate maatreëls, sê hy aan homself. Waar is jy, my lief, roep Annika van onder. Ek soek net my horlosie, antwoord hy, sy stem wat skielik gekeep. Hy sluit die leë kluis en haal 'n diep asem. Nog een dag. Nog een dag van leuns. Leratu sit in die portaal en speel met haar geliefkoeste teddybeer toe Pieter afkom. Sy kyk op na hom met daardie onskuldige, deurdringende oë, asof sy reg deur sy masker kan sien. Pa, hoekom het jy ma se blinkgoed weggesteek, vra sy skielik. Pieter voel hoe die bloed uit sy gesig dreineer. Wat bedoel jy, skat? Die blinkgoed. In die boks. Jy het hulle in jou kantoor gesit en toe het ma gehuil. Sy hart begin wild klop. Kinders, hulle sien alles, onthou alles. Dit was net 'n speletjie, Leratu, fluister hy. En dit is ons geheim, onthou. Jy het beloof om nie vir mamma te vertel nie, onthou jy. Leratu frons, duidelik verward. Maar ma huil. Ma was moeg, dis al. Kom, ons gaan trek jou mooi aan vir die hof. Jy sal by ouma Elise bly terwyl ek en mamma met die regter praat. Hy kyk toe hoe Annika Leratu help om haar pragtige pink rokkie en rooi stryk aan te trek. Sy hart krimp ineen. Annika het hierdie uitrusting spesiaal gekoop vir die hofverskyning, met die gedagte dat dit net 'n formaliteit was, 'n geleentheid om haar pragtige familie ten toon te stel.
Die rit na die hof is stil, met Pieter wat sy leentjies oefen. Annika praat opgewonde oor 'n nuwe uitstalling by die museum, terwyl Lerato in haar kindersitplek sing dit sou 'n normale dag gewees het, as dit nie was vir die klomp wat in Pieter se maag groei nie. By die hof wag Pieter se sekretarisse, Sarah Botha, en sy prokureur. Sarah se gesig lyk bekommerd. Sy wink hom nader en fluister, "Meneer Van der Merwe, ek kon nie alles vernietig kry nie. Daar is steeds." Later sny hy haar af, bewus van Annika se nuuskierige blik. "Ons praat later." Pieter se skoonvader, Thabo Nkosi, wag ook in die voorportaal. Sy streng gesig en waaksame oë het Pieter nog altyd ongemaklik laat voel. Thabo, 'n gerespekteerde afgetrede regter, het nog nooit sy wit skoonseun heeltemal vertrou nie, veral nie nadat Pieter geweier het om hom toegang tot die maatskappy se finansiële state te gee toe hy aangebied het om te belê nie. Annika Lerato groet Thabo warm en ignoreer Pieter doelbewus. Hy buig af om sy kleindogter 'n drukkie te gee. "Oupa," roep Lerato opgewonde uit. "Ek het 'n geheim." Pieter se hart mis 'n slag. "Lerato, onthou jy wat ons gesê het oor ons speletjie? Dis ons geheimpie." Thabo se oë vernou effens, maar hy sê niks. In plaas daarvan hou hy Lerato se hand vas en lei haar en Annika die hofsaal binne. Die regter, Mandla Ndlovu, 'n streng man met 'n reputasie vir deeglikheid, sit reeds. Die saak is eintlik 'n siviele dispuut, maar weens Pieter se prominensie in die besigheidsgemeenskap en Thabo se verbintenisse met die regbank, is dit toegeken aan 'n familiehofsaal vir privaatheid. Terwyl hulle gaan sit, sien Pieter hoe Sarah weer na die deur kyk, duidelik gespanne. Sy probeer om hom iets te sê. Hy skud sy kop effens, nie nou nie. Annika sit regop langs hom, perfek uitgevat in haar ontwerperpak, haar hand vertroostend op syne. Sy glo in hom, vertrou hom heeltemal, en hy het haar verraai op elke moontlike manier. Aan sy ander kant sit Lerato, haar beentjies wat swaai, terwyl sy met haar teddybeer fluister. Regter Ndlovu maak sy keel skoon. "Ons is hier vandag vir saak nommer 47329 van der Merwe Developments teen Weskus Beleggings." Pieter hoor die woorde, maar hulle klink ver weg. Dit voel asof hy buite sy liggaam is, kyk na homself hoe hy die laaste oomblikke van sy perfekte lewe beleef voordat alles intuimel. Sy handsak is sweterig om sy prokureur se dokumente. En toe, net toe die regter vir die dokumentasie vra, spring Lerato skielik op haar voete. Haar klein gesiggie is ernstig, haar stem verbasend duidelik in die stil hofsaal. "Ek het alles gesien," skree sy uit. "My pa is skuldig. Ek het alles gesien. My pa is skuldig." Die hofsaal versteen. Elke gesig draai na die 3-jarige meisie in die pink rokkie met die rooi strik in haar donker krulle. Daar is 'n kollektiewe asemteug, dan 'n doodse stilte, so oorweldigend dat dit Pieter se ore laat tyd. Annika verbleek, haar oë wyd van skok. "Lerato, wat sê jy, my skat?" Sy probeer kalm klink, maar haar stem bewe. Regter Ndlovu leun vorentoe, sy streng gesig sagter toe hy die klein meisie aankyk. "Jong dame, verstaan jy waar jy is?" Lerato knik ernstig, haar teddybeer styf teen haar bors gedruk. "Dis 'n hof. Oupa Thabo het my vertel. Mense praat die waarheid hier." Pieter voel hoe die sweet van sy voorkop afloop. Hy reik uit na Lerato, maar sy tree terug, wat haar klein liggaampie nader aan haar oupa skuif. Die beweging, so klein maar so veelzeggend, laat 'n golf van fluisteringe deur die hofsaal gaan. "Lerato, liefie, kom sit by pappa," sê Pieter, sy stem geforseerd kalm. "Jy verstaan nie wat aangaan nie." "Ek verstaan." Lerato se stemmetjie word skielik hard, haar klein gesig vasberade. "Jy het ma se blink goed gevat. Jy het hulle in 'n boks gesit. In jou kantoor. En toe het ma gehuil." Die woorde hang in die lug. Pieter voel asof hy in suur verdrink. Annika draai stadig na hom toe, verwarring en vrees worstel op haar gesig. "Pieter, wat bedoel sy? Watter blink goed?" Voordat hy kan antwoord, sak Annika in mekaar, haar liggaam wat swaar teen die stoel val. Daar's chaos in die hofsaal, mense wat uitroep, na haar toe hardloop. 'n Klerk roep vir water, iemand anders vir 'n dokter. Te midde van die verwarring staan Thabo Nkosi op, sy gesig 'n masker van beheerde woede. "Ek het nog altyd geweet daar's iets verkeerd. Jy het nooit jou finansies met my gedeel nie, selfs toe ek wou belê. Nou verstaan ek waarom." Pieter voel hoe die grond onder hom wegsmelt.
Hy kyk hulpeloos toe hoe Annika bykom, haar oë dof van skok. Die juwele, fluister sy. My ouma se juwele, is dit waarvan sy praat? Lerato knik driftig. Die blinkgoed van ouma Tembi. Pa het hulle in 'n boks gesit. Sy draai na Tabo. Pa het gesê dis 'n speletjie, oupa. Hy het gesê ek moenie vir ma vertel nie. Die woorde tref Annika soos 'n fisiese hou. Sy gryp na haar handsakkie en haal haar selfoon uit. Met bewende vingers bel sy huis toe en praat vinnig met hulle huishulp. Miriam, gaan kyk asseblief in die kluis agter die skildery in ons slaapkamer. Kyk of my juwele daar is. Daar is 'n lang pouse, toe, jy's seker. Die kluis is leeg. Sy kyk na Pieter, haar oë vol trane. Wat het jy gedoen? Pieter probeer iets sê, maar die woorde steek in sy keel vas. Die deur van die hofsaal vlieg skielik oop en Sarah Botha, sy sekretarisse, struikel byna binne, dik leer in haar arms. Verskoon my, u edelagbare, sê sy buiten asem. Daar is dokumente wat die hof moet sien. Regter Ndlovu, duidelik verward deur die chaotiese toneel voor hom, wink Sarah nader. May. Botha, verduidelik asseblief. Sarah kyk verontskuldigend na Pieter. Meneer van der Merwe het my opdrag gegee om sekere dokumente te vernietig, maar sy strek die leer uit na die regter. Hierdie is die werklike finansiële verslae van der Merwe Developments vir die afgelope 6 maande. En hierdie sy haal 'n dokument uit, is 'n kwitansie van Kaapstad Pandhuise vir die verpanding van juwele ter waarde van R650,000. Die hofsaal bly doodstil. Pieter sien hoe Annika se gesig van skok na begrip en dan na intense pyn verander. Meneer van der Merwe, sê regter Ndlovu, sy stem nou yskoud, is u bewus van die implikasies van wat hier aan die lig kom? Pieter kan net stamelend knik. U edelagbare, dit is nie wat dit lyk nie. Pa het die telefoon gebruik, val Lerato in, nog steeds op haar klein stoeltjie, haar bene wat swaai. Almal draai weer na haar. Hy het gesê hy sal die geld kry. Hy het gesê ma hoef nie te weet nie. Haar klein gesig frons. Is dit 'n slegte speletjie, oupa Tabo? Tabo omhels sy kleindogter, sy gesig grimmig. Ja, my skat. Dit is 'n baie slegte speletjie. Annika staan skielik op, haar bene onvas. Ek wil my dogter hier uitneem, sê sy aan die regter, haar stem dun maar vasberade. Mef. Van der Merwe, begin regter Ndlovu, maar sy onderbreek hom. Asseblief. Sy is net 3. Sy hoort nie hier nie. Nie in hierdie gemors nie. Die regter knik stadig. Meneer Nkosi, neem u asseblief u dogter en kleindogter na die wagkamer. Ek sal hulle binnekort daar ontmoet. Terwyl Tabo, Annika en Lerato uit die hofsaal lei, voel Pieter asof hy in 'n nagmerrie is. Sy lewe wat voor sy oë ontbind. Hierdie hof sal 'n kort verdaging neem, verklaar regter Ndlovu. Meneer van der Merwe, u bly hier. Ons moet u getuienis kry. En ek wil 'n kinderpsigoloog hier hê om die kind te evalueer. In die wagkamer buite die hofsaal sit Annika met 'n leë uitdrukking, terwyl Lerato stilletjies met haar teddybeer speel. Hy het my verraai, fluister Annika aan haar vader. Ons hele lewe was dit alles 'n leuen. Tabo neem haar hand in syne. Nie alles nie, my kind. Nie Lerato nie. Nie jou liefde nie. Maar die man, ek het nog altyd geweet daar is iets wat hy wegsteek. Die juwele was Masen. Van ouma Tembi. Dis al wat ek van haar oor het. Ons sal hulle terugkry, beloof Tabo. Ek het kontakte. 'n Sagte klop by die deur kondig die aankoms van 'n warmoogige vrou aan met 'n sagte glimlag en 'n kalm gesig. Mef. Van der Merwe. Ek is Fatima Ahmed, 'n kinderpsigoloog. Die regter het my gevra om met Lerato te gesels. Sy kniel langs Lerato. Hallo Lerato. Ek's Fatima. Hou jy van tekeninge? Lerato knik gretig en Ahmed haal 'n sketsboek en kruite uit haar sak. Kom ons gaan na 'n spesiale kamer waar ons kan teken en gesels, goed. Annika kyk bekommerd. Ek wil by haar bly. Ahmed glimlag gerusstellend. Natuurlik. U kan net buite die deur wag en deur die venster kyk as u wil. Maar dis beter as ek eers alleen met haar gesels. Nadat Annika haar toestemming gee, lei Ahmed Lerato na 'n nabyliggende kamer toegerus met kindermeubels en speelgoed.
Hou jy van jou teddybeer, vra Ahmed terwyl hulle gaan sit. Ja. Sy naam is Tabo, soos oupa. Dis 'n mooi naam. Leratu, weet jy hoekom ons vandag in die hof is? Leratu frons effens. Pa is in die moeilikheid omdat hy ma se blink goed gevat het. Het jy gesien hoe hy dit gevat het? Leratu knik. Ek het wegkruipertjie gespeel. Ek was in pa se studeerkamer. Hy het nie geweet ek was daar nie. Hy het die blink goed in 'n swart sakkie gesit en toe in 'n groot bruin koevert. Toe het hy dit in sy kar gesit. Het jy vir jou ma hiervan vertel? Leratu skud haar kop. Pa het gesê dis 'n geheim. Ons speletjie. Ahmed hou haar stem neutraal. Was daar ander geheime speletjies met pappa? Ja. Pa praat soms op die telefoon en sê mamma mag nie weet nie. Hy sê hy sal die geld kry. En hy het groot papiere onder die vloer in sy lesenaar gesit. In die hofsaal sit Pieter alleen met sy prokureur. Sarah het die finansiële verslae aan die regter gegee, wat hulle met groeiende ontsteltenis bestudeer. Die verslae wys duidelik dat Van der Merwe Developments al 6 maande lank tegnies bankrot is, dat daar ongemagtigde lenings was wat geneem is met die familie se eiendom as sekuriteit en dat fondse verskuif is tussen rekeninge op 'n manier wat baie suspisieus lyk. Meneer Van der Merwe, sê regter Ndlovu, sy stem nou swaar met gesag, hierdie verslae wys nie net finansiële wanbestuur nie, maar wat lyk na doelbewuste bedrog. Kan u dit verduidelik? Pieter se prokureur fluister dringend in sy oor, maar Pieter skud sy kop. Daar is geen uitweg meer nie. Die leuns wat hy so noukeurig gebou het, het ingetuimel, nie deur die aksies van sy teenstanders of skuldeisers nie, maar deur die onskuldige woorde van sy eie dogter. U edelagbare, begin hy, sy stem skaars hoorbaar, die eiendomsmark het gekollaps. Ons projek in Stellenbosch, die beleggers het uitgetrek. Ek het gedink ek kon dit red hê. Deur bedrog te pleeg, vra die regter. Deur tyd te koop, verbeter Pieter. Ek wou net genoeg tyd kry om die maatskappy te red, alles wat ek gebou het my hele lewe se werk hê. En jou vrou se juwele. Was dit ook om tyd te koop? Pieter laat sy kop sak. Ek kon nie vir haar sê nie. Sy sou my anders gesien het. As 'n mislukking. Terselfdertyd in die speelkamer teken Leratu haar huis. Ahmed sit langs haar, maak notas terwyl hulle gesels. Kan jy vir my teken waar pa die blink goed weggesteek het, vra Ahmed. Leratu neem 'n swart kruit en teken 'n vierkant in die hoek van die bladsy. Hier. In pa se kantoor. In die vloer. En het pa geweet jy het hom gesien? Leratu skud haar kop. Ek was wegkruipertjie speel. Dit was ons geheim, net ek en Teddy het geweet. Sy druk haar teddybeer styf teen haar. Maar toe het ma gehuil. Sy het na die leeboks gekyk en gehuil. Wanneer was dit, Leratu? Die dogtertjie frons probeer onthou. 3 slape gelede. Ahmed knik. En het jy pa iets anders sien doen wat 'n geheim was? Leratu knik ernstig. Hy het baie papiere in die vuur gegooi. Die groot vuur in die sitkamer. Hy het gedink ek het geslaap, maar ek was dors. Ek het gesien. In 'n ander deel van die gebou wag Annika in 'n private kantoor, haar gesig nat van trane. Tabo sit langs haar, sy hand op haar skouer. Wat gaan ek nou doen, pa, fluister sy. My hele lewe is 'n leuen. Nie alles nie, sê Tabo sag, dieselfde woorde wat hy vroeër gebruik het. Jy het Leratu. Jy het jouself, jou talent, jou waardigheid. Die huis as wat hulle sê waar is, dan is dit nie eers regtig ons nie. Jy kan by my kom bly, bied Tabo aan. Jy en Leratu. My huis was nog altyd te groot vir net een persoon. Die deur gaan oop en Sarah Botha verskyn, haar gesig bleek en gespanne. Mef. Van der Merwe, kan ek met u praat? Asseblief. Tabo wil protesteer, maar Annika knik. Dis goed, pa. Sarah sit oorkant haar hande wat bewe terwyl sy 'n leer oopmaak. Daar's meer. Ek is jammer. Ek moes vroeër gepraat het, maar hy's my baas en ek het my werk nodig en watter meer? Annika se stem is nou hard soos ys. Hy het u handtekening vervals op hierdie leningsdokumente. Sarah skuif 'n vel papier oor die tafel. En hierdie. Meer dokumente volg.
Dit wys dat u ingestem het om u erfenis, die woonstel in Campsbaai, as sekuriteit te gebruik. En die juwele het hulle nie net verpand nie. Volgens wat ek kon uitvind, het hy hulle verkoop aan 'n privaat versamelaar. Annika voel hoe haar wêreld vir die tweede keer daardie dag inplof. Die woonstel was haar laaste finansiële sekuriteit, iets wat sy apart van Pieter gehou het. Sy kon nog die verpande juwele terugkry, maar as hulle verkoop is. Wie, vra sy, haar stem amper onherkenbaar. Wie het my familie se erfenis gekoop? Sarah lyk verleë. Ek weet nie, mevrou. Hy het dit deur 'n tussenganger gedoen. Maar ek het die bankstate. Die geld is direk in die maatskappy se rekening. En waar is die geld nou? Sarah kyk weg. Weg? Gebruik om skulde te betaal, om beleggers te paai, om die skyn te bewaar dat alles goed gaan. My geld. My erfenis. Gebruik om sy leuns te finansier. Terug in die hofsaal, het regter Ntlhofe sy bril afgehaal, sy oë moeg. Meneer van der Merwe, op hierdie stadium is ek van voorneme om hierdie saak te verwys na die kommersiële misdaadeenheid vir verdere ondersoek. Die aantuigings hier is ernstig, vervalsing, bedrog, wanbestuur van kliënte se fondse. Asseblief, onderbreek Pieter. Dit was alles om my gesin te beskerm. Om ons lewenstyl te bewaar. Lewenstyl gebou op leuns, antwoord die regter, sy stem sonder genade. En dit lyk asof u vrou nie ingelig of beskerm het nie, maar haar eerder as 'n slagoffer geteken het. Die deur gaan oop en Ahmed stap in, haar notaboek in haar hand. U edelagbare, ek het my aanvanklike assessering van Lerato voltooi. En vra regter Ntlhofe. Die kind is buitengewoon waarnemend en verbaal gevorderd vir haar ouderdom. Sy beskryf gebeurtenisse met merkwaardige duidelikheid. Ahmed maak haar notaboek oop. Sy bevestig dat sy haar vader gesien het wat haar moeder se juwele verwyder het. Sy het hom ook gesien wat dokumente verbrand het en telefoonoproepe gemaak het waar tydens hy uitdruklik gesê het dat sy vrou nie van sy finansiële transaksies moet weet nie. Die regter knik. Dankie, Ahmed. Is dit die opinie dat die kind die waarheid praat? Na my professionele oordeel, ja. Kinders van hierdie ouderdom het nog nie die kognitiewe vermoë om volgehoue, koherente leuns te vertel nie. Sy beskryf wat sy gesien het. Die deur gaan weer oop, en hierdie keer is dit Annika wat terugkeer, haar houding nou regop, haar gesig hard. Tabo volg haar met Sarah kort op sy hakke. U edelagbare, sê Annika, haar stem vas, ek wil 'n formele klag van vervalsing en diefstal teen my man lê. Hy het my handtekening vervals en my eiendom verkoop sonder my toestemming. Pieter staan geskok op. Annika, nee. Asseblief. Ek het dit vir ons gedoen. Vir ons gesin. Daar is geen ons meer nie, Pieter, sê sy, haar oë droog en haar stem kalm met finaliteit. Regter Ntlhofe kyk van een na die ander. Mef. Van der Merwe, u kan daardie klag by die polisie lê. Hierdie hof se jurisdiksie is beperk tot die saak voor ons. Hy draai na sy klerk. Kontak asseblief die kommersiële misdaadeenheid. Ek wil 'n speurder hier hê voor die einde van die dag. Hy kyk weer na Pieter. Meneer van der Merwe, in die lig van hierdie nuwe inligting, verklaar ek alle bates van der Merwe Developments bevries hangende verdere ondersoek. U paspoort moet ook by die hof ingehandig word. En hy hou op, kyk na Annika. Mevrou, het u 'n veilige plek om te bly? My pa se huis, sê sy sonder aarseling. Dan reël ek 'n tydelike beskermingsbevel. Meneer van der Merwe mag nie met u of u dogter kontak maak sonder hofgoedkeuring nie, tot verdere kennisgewing. Pieter sak terug in sy stoel asof hy 'n fisieke hou ontvang het. My dogter, fluister hy. Julle kan nie my dogter van my wegneem nie. Regter Ntlhofe se gesig versag effens. Meneer van der Merwe, ek verstaan dat dit 'n moeilike situasie is. Maar u handelinge het ernstige gevolge. U sal die geleentheid kry om u saak in die toekoms te stel. Vir nou is my prioriteit die veiligheid en welstand van die minderjarige kind en haar moeder. Hy slaan sy hamer. Hierdie hof vandag. Ons sal hervat sodra die ondersoekspan hul aanvanklike bevindinge het. Die voorlopige beskermingsbevel tree onmiddellik in werking. Terwyl almal opstaan, probeer Pieter na Annika toe beweeg, maar Tabo tree tussen hulle in, sy liggaam 'n onwrikbare skild. Moenie, waarsku Tabo sag. Nie nou nie. Sy is my vrou, pleit Pieter.
Ek moet met haar praat. Jy het daardie reg verloor toe jy besluit het om haar te besteel, antwoord Tabo. Kom, Annika. Kom ons gaan haal vir Lerato. Terwyl hulle wegstap, bly Pieter alleen agter, omring deur die rennes van die lewe wat hy gebou het. Sy prokureur raak aan sy skouer. Ons moet praat oor wat volgende kom, meneer van der Merwe. Wat is daar om oor te praat? Ek het alles verloor. Nog nie alles nie, sê sy prokureur. Maar ons moet vinnig optree as ons wil red wat oor is. En u het 'n sielkundige evaluasie nodig. Wat sal dit help, vra Pieter bitter. As u kan bewys dat u geestelike gesondheidsprobleme het, dat hierdie aksies die gevolg is van depressie, angs of 'n ander diagnose, dit kan help met versagtende omstandighede. Pieter kyk na die deur waardeur sy vrou en skoonvader verdwyn het. En sal dit my gesin terugkry? Die prokureur sug. Dit gaan tyd neem, meneer van der Merwe. Maar dit is 'n begin. Buite in die gang hou Annika Lerato styf vas, haar gesig in haar dogter se hare begrawe om haar trane te verberg. Ma, hoekom huil jy, vra Lerato, haar klein handjies wat Annika se wange streel. Omdat dinge gaan verander, my liefling, antwoord Annika sag. Ons gaan 'n rukkie by oupa Tabo bly. En pa? Annika sluk, soek na die regte woorde. Pa het 'n paar probleme wat hy moet oplos. Hy moet leer om nie meer geheime spelletjies te speel nie. Is ek in die moeilikheid omdat ek die geheim vertel het? Lerato se oë is groot, bekommerd. Nee, my skattebol, sê Annika ferm. Jy was baie dapper. Jy het die regte ding gedoen. Geheime wat mense seermaak is nie goeie geheime nie. Kom, sê Tabo, sy hand warm op Annika se skouer. Kom ons gaan huis toe. Julle twee het 'n lang dag gehad. Die huis van Tabo en Kosie staan hoog teen die hange van Constantia, met 'n asemrowende uitsig oor die wynlande. Dit is 'n stil, waardige plek, omring deur inheemse tuine en vol van die kunswerke wat Tabo en sy oorlede vrou, Tembi, oor 'n leeftyd versamel het. Vanaand voel dit soos 'n toevlugsoord vir Annika en Lerato. Ek het jou ou kamer vir jou reggemaak, sê Tabo terwyl hy hulle inlei. En die klein kamer langsaan vir Lerato? Ek het altyd gehoop julle sou kom kuier, maar nie onder hierdie omstandighede nie. Dankie, pa, fluister Annika. Die emosionele uitputting van die dag lê swaar op haar skouers. Oupa, is dit jou boom, vra Lerato, wat wys na die massiewe jacaranda boom in die agterplaas. Ja, my skattebol. Daardie boom is ouer as ek. Jou ouma en ek het daaronder getrou. Terwyl Lerato die tuin ondersoek, lei Tabo vir Annika na die breë stoep. Jy moet iets eet, sê hy besorg. Annika skud haar kop. Ek kan nie. Ek voel leeg. Verstaan ek dit dan reg, vra Tabo, sy stem sag maar gefokus. Pieter het die maatskappy bankrot bestuur, toe jou juwele gesteel om te probeer geld kry, toe jou handtekening vervals om jou erfeniswoonstel as sekuriteit te gebruik. Alles sonder dat jy daarvan geweet het. Dis reg, fluister Annika. 6 maande lank. 6 maande se leuns. En wat van die huis? Die motors? Die lewe wat jy gelei het? Die huis is onder verband as sekuriteit vir besigheidslenings. Volgens Sarah is ons 3 maande agterstallig met die paaiemente. Die motors is gehuur in die maatskappy se naam. Sy lag bitter. Ons het in 'n ligkasteel geleef, pa. Niks daarvan was regtig ons sin nie. En sy ouers? Sy ma, Elise, weet sy hiervan? Annika skud haar kop. Nie sover ek weet nie. Sy sal verpletter wees. Tabo neem haar hand in syne. Annika, luister na my. Jy is sterk, soos jou ma, jy gaan hierdie te bowe kom, maar eers moet jy rus. Môre kan ons met die prokureur begin werk aan wat volgende moet gebeur. Die ergste is, Annika hou haar stem laag om te verseker dat Lerato nie kan hoor nie. Daar was 'n tyd toe ek iets vermoed het. Hy was gespanne, het snaaks opgetree. Ek het hom gevra of daar fout is, en hy het my oortuig dat ek oorspanne is, dat ek dinge verbeel. Ek het hom geglo. Dis nie jou skuld nie, sê Tabo ferm. Gasligting is 'n wrede vorm van manipulasie. Ons vertrou diegene wat ons liefhet. Dwars deur die stad, in 'n klein, stilgestil kantoor, sit Pieter teenoor Karim Hassan, 'n vooraanstaande forensiese psigiater. Meneer van der Merwe, sê Hassan, u prokureur het my gevra om 'n evaluasie te doen. Hy glo u optrede is beïnvloed deur geestelike gesondheidsprobleme.
Is u gewillig om met my te praat? Pieter knik moeg. Wat wil u weet? Hoekom het u dit gedoen? Nie die amptelike verskoning nie, die ware rede. Pieter staar deur die venster na die ligte van die stad onder hulle. My pa, sê hy uiteindelik, was 'n suksesvolle man. Ryk gerespekteer. Alles wat hy aangepak het, het gewerk. Hy het altyd gesê Van der Merwes is wenners, nie verskoningsmakers nie. Drasan maak notas. Gaan aan. Toe die eiendomsmark begin ineenstort en ons eerste projek misluk het, kon ek dit nie aanvaar nie. Ek kon nie die mislukking in die oë kyk nie. Ek kon nie vir Annika of my ouers sê dat ek gefaal het nie. So ek het aangepas. Klein leuns aan die begin. Ons sukkel 'n bietjie, maar dinge sal verbeter. Toe groter leuns. Alles is eintlik goed, ons het net 'n tydelike kontantvloei probleem. En uiteindelik wel, u het die leers gesien. Hoekom nie vir u vrou die waarheid vertel nie? Pieter se oë vol met trane. Sy het in my geglo. Sy het gedink ek was sterk, suksesvol. Die man wat sy gedink het sy getrou het. Ek kon nie daardie teleurstelling in haar oë sien nie. So jy het eerder alles weggesteek, tot die punt waar jy haar besittings gesteel het en haar handtekening vervals het. Dit klink afgryslik as u dit so stel. Maar in my kop ek sou dit terugbetaal. Ek sou die besigheid red, die juwele terugkoop. Sy sou nooit hoef te weet nie. Drasan plaas sy pen neer. Meneer Van der Merwe, ek dink u lei aan wat ons 'n narcistiese persoonlikheidssteurnis noem, gekompliseer deur ernstige angs en moontlik depressie. U onvermoë om mislukking te aanvaar, u behoefte om 'n spesifieke beeld te handhaaf teen enige koste, u gewilligheid om ander te manipuleer en te mislei om daardie beeld te beskerm, hierdie is kenmerkende eienskappe. So ek is mal, vra Pieter. Nee, nie mal nie. Maar u het 'n ernstige toestand wat behandeling benodig. En ek glo dat hierdie diagnose wel as versagtende faktor kan dien in die saak. Terug by Thabo se huis sit Annika alleen in haar ou kamer nadat sy Lerato in bed gesit het. Die kamer is presies soos sy dit verlaat het toe sy met Pieter getrou het, haar ou skoolpryse op die rak, haar gunsteling boeke netjies gepak, 'n foto van haar en haar ma op die bidkassie. Tembin Kosi, 'n sterk, beeldskone vrou wat te vroeg weggeneem is deur siekte 10 jaar gelede. Wat sou jy gedoen het, ma, fluister Annika na die foto. Jy was altyd so sterk, so seker van jouself. Haar selfoon lui en sy sien Pieter se ma, Elise, se naam op die skerm. Met 'n swaar hart antwoord sy. Annika. Elise se stem is dun van huil. Ek het pas met Pieter gepraat. Is dit waar? Ja, Elise. Dis waar. Maar hoekom? Hoekom sou hy dit doen? Hy het altyd alles gehad wat hy wou hê. Ons het hom goed grootgemaak. Annika sug. Ek weet nie, Elise. Ek dink hy kon nie die moontlikheid van mislukking hanteer nie. Hy was altyd so gedrewe om te bewys dat hy suksesvol is. Dis daardie Nkosi bloed in Lerato, sê Elise skielik, haar stem skerp van emosie. So opreg, so eerlik. Net soos jou pa. Altyd reg, altyd moreel superieur. Annika voel woede opstoot. Elise, moenie dit doen nie. Moenie hiervan 'n rasse ding maak nie. Pieter het bedrog gepleeg. Hy het my besteel. Hy het ons almal verraai. Lang stilte volg. Jy's reg, sê Elise uiteindelik, haar stem nou gebreek. Ek's jammer. Ek weet nie wat om te doen nie. Willem en ek ons is verpletter. Hoe is Willem, vra Annika besorgd oor haar skoonvader wat onlangs 'n hartaanval gehad het. Hy's kalm. Te kalm. Hy het net na die venster gestaar toe ek hom vertel, toe gesê hy wil alleen wees. Elise se stem breek. Ek is bang vir hom, Annika. Hy het soveel in Pieter belê. Sy trots, sy identiteit, alles. Julle moet dalk berading kry, stel Annika voor. Ons almal, eintlik. Ek gaan môre 'n kindersielkundige vir Lerato reël. Kan ek haar sien? Nie Pieter nie. Net ek. Sy is steeds my kleindogter. Annika huiwer. Ten spyte van Elise se foute, het sy altyd 'n goeie ouma vir Lerato gewees. Ek dink dit kan gereël word. Maar gee ons 'n paar dae asseblief. Alles is nog te vars. Natuurlik. Dankie, Annika. 'n Pause toe, wat hy gedoen het is onverskoonbaar. Maar hy is siek. Hy het hulp nodig.
Asseblief onthou dit. Nadat hulle opgehang het, bly Annika lank op die bed sit, verlore in gedagtes. Hoe het sy dit gemis? Die tekens moes daar gewees het. Die laatnagte. Die vreemde telefoonoproepe. Die skielike besigheidsreise wanneer skuldeisers waarskynlik te naby gekom het. 'n Sagte klop aan die deur kondig Tabo aan, wat 'n beker warm kakao bring. Jou gunsteling toe jy ontsteld was as kind, sê hy met 'n klein glimlag. Dankie, pa. Sy neem 'n sluk, die soet, warm vloeistof vertroosting vir haar vermoeide siel. Ek het met 'n vriend by die polisie gepraat, sê Tabo, wat op die rand van die bed sit. Hulle gaan môre 'n formele ondersoek begin, maar hulle het my verseker dat hulle sensitief sal wees. Geen mediaverklarings nie, tensy dit absoluut nodig is. Ek's bekommerd oor Lerato, erken Annika. Sy verstaan nog nie ten volle wat gebeur het nie. Kinders is verrassend veerkragtig, sê Tabo. En jy's 'n goeie ma, sy sal reg wees. En jy, pa? Is jy okay om ons hier te hê? Dit was veronderstel om jou rustige aftreejare te wees. Tabo lag sag. My kind, niks maak my gelukkiger as om my familie hier te hê nie. Selfs onder hierdie omstandighede. Hierdie ou huis het te lank leeg gevoel. Voor hy gaan slaap, loer Tabo by Lerato se kamer in. Sy slaap, haar klein gesiggie rustig in die sagte lig van die naglig. Haar teddybeer Tabo, vernoem na haar oupa, styf teen haar. Slaapsoet, klein heldin, fluister hy. Môre is 'n nuwe dag. In die middel van die nag word Annika wakker van 'n klein stem. Mamma, mag ek by jou slaap? Annika lig die dekens op en Lerato klim in, haar klein liggaampie warm teen Annika se. Het jy 'n slegte droom gehad, vra Annika. Nee. Ek was net bang jy het verdwyn, soos die blink goed. Annika se hart krimp. Ek gaan nêrens heen nie, my liefling. Ek bly altyd by jou. Beloof. Ek beloof. En pa, sal hy ook terugkom? Annika sukkel om die regte woorde te vind. Pa het foute gemaak, Lerato. Groot foute. Hy moet nou leer om dit reg te maak. Dit gaan 'n rukkie neem. Maar hy's nog lief vir my, nee, vra Lerato, haar stemmetjie klein in die donker. Natuurlik is hy lief vir jou. Daarvan kan jy altyd seker wees. Maak nie saak wat gebeur nie, ons is albei baie, baie lief vir jou. En is julle nog lief vir mekaar? Die vraag tref Annika soos 'n slag. Hoe verduidelik 'n mens aan 'n 3-jarige dat liefde soms nie genoeg is nie? Dat vertroue, eens gebreek, baie moeilik is om te herstel. Dis gekompliseerd, my liefling. Groot mense se liefde is soms moeiliker as wat dit lyk. Maar wat belangrik is dat ons albei jou liefhet, en dat ons sal saamwerk om seker te maak dat jy veilig en gelukkig is. Tevrede met die antwoord, of ten minste te moeg om verder te vra, raak Lerato aan die slaap, haar asem wat sag en ritmiese word teen Annika se skouer. Maar Annika bly wakker, haar gedagtes 'n draaikolk van herinneringe, vrae en vrese vir die toekoms. Die oggendson wat deur die venster skyn, vind haar steeds wakker, haar besluit egter reeds gemaak. Sy sou van voor begin haar eie pad vind, haar eie lewe bou, nie rondom 'n man se leuns nie, maar op haar eie waarheid. En miskien mettertyd sou sy weer leer om te vertrou. Maar nie vandag nie. Vandag was vir oorlewing vir die klein meisie wat so vreedsaam langs haar slaap vir die begin van 'n nuwe hoofstuk. 3 weke later stap Annika in die voorportaal van die kunsmuseum waar sy werk. Haar kollegas se oë volg haar, sommige met simpatie, ander met skaars verhulde nuuskierigheid. Die Van der Merwe skandaal het, ten spyte van die hof se pogings om dit privaat te hou, tog die ronde in sakekringe gedoen. Annika roep haar bestuurder, Sofia Abrahams, vanuit haar kantoor. Het jy 'n oomblik? Annika knik en volg Sofia in, steeds ongemaklik met die aandag. Sy het haar werk by die museum behou, danksy Sofia se ondersteuning, maar het haarself afgeskaal na 'n deeltydse posisie om meer tyd met Lerato deur te bring. Hoe gaan dit vandag, vra Sofia terwyl hulle gaan sit. Goed genoeg, antwoord Annika met 'n flou glimlag. Lerato het begin by haar nuwe kleuterskool. Sy was angstig maar opgewonde. En jy? Die kursus? Annika se oë helder op. Die kunsbemarking kursus is uitstekend. Ek dink ek kan dit werklik gebruik om my loopbaan te herbou. Uitstekend. Sofia glimlag warm. Ek het jou voorgestel vir die nuwe uitstalling van opkomende kunstenaars.
Die kuratorskap sal joune wees as jy dit wil hê. Annika voel 'n vonkie opwinding wat haar vir weke ontwyk het. Regtig. Maar dis 'n groot projek. En jy's 'n uitstekende kurator. Wat gebeur het in jou persoonlike lewe verander nie dit nie. Dankie, sê Annika sag. Ek sal dit baie graag wil doen. Aan die ander kant van die stad sit Pieter in 'n klein woonstel wat hy gehuur het. Dit is 'n skrale, karre gemeubileerde plek, in skreiende kontras met die luukse huis wat hy eens bewoon het. Op die tafel voor hom lê 'n stapel regsbriewe en dokumente. Die ondersoek na sy besigheidsbedrywighede het gelei tot verskeie aanklagte, vervalsing, bedrog, die verkeerde aanwending van kliënte se fondse. Sy prokureur het 'n pleitooreenkoms bereik en verbeterde skuldigpleit in ruil vir 'n opgeskorte vonnis, gemeenskapsdiens en die verpligting om by 'n intensiewe psigiatriese behandelingsprogram in te skakel. Meneer van der Merwe. 'n Stem by die deur laat hom opkyk. Sy proefbeampte, Mef. Dlamini staan daar, haar uitdrukking streng, maar nie onsimpatiek nie. Kom in, sê Pieter, wat vinnig opstaan om haar te begroet. Ek sien u het te werk gevind, sê sy terwyl sy haar notaboek oopmaak. Ja, bevestig Pieter. As verkoopskonsultant by 'n motorhandelaar. Dis nie prestige werk nie, maar dis 'n begin. Die bestuurder is bewus van my situasie. Goed. Sy maak 'n aantekening. En terapie. 3 keer per week met Rasan. Groepterapie op Dinsdaggaande. Hoe voel u daaroor? Eerlik, asseblief. Pieter sug, sy hand wat deur sy nou korter hare streel, nog 'n sigbare teken van sy veranderde omstandighede. Dit is moeilik. Om jouself in die oë te kyk. Om te erken wat jy gedoen het, hoekom jy dit gedoen het. Maar is dit nuttig? Ja. Hy klink verras deur sy eie antwoord. Dit is. Drasan sê ek het my selfbeeldse ingeweef met finansiële sukses, dat toe dit bedreig is, het ek gefragmenteer. My pa se verwagtinge, my eie trots, dit het 'n perfekte storm geskep. Het u kontak gehad met die vrou of dogter? Pieter se gesig vertrek. Nee. Die beskermingsbevel is steeds van krag. Ek mis hulle verskriklik, maar ek verstaan waarom dit nodig is. Hy kyk op. Mef. Dlamini, wanneer dink u sal ek hulle kan sien? Dit hang af van verskeie faktore. U vordering met terapie, u vrou se bereidwilligheid, die hof se assessering. Maar die feit dat u vrou nie voortgaan met die formele diefstal aanklagte nie, is 'n positiewe teken. Pieter knik stadig. Sy was altyd die sterker een, sê hy sag. Ek het net te laat besef. Die volgende oggend neem Annika vir Lerato na Dramet se praktyk. Die afgelope 3 weke het die kinderpsigoloog gereeld sessies met Lerato gehad om haar te help om die skielike veranderinge in haar lewe te verwerk. Mamma, kyk wat ek vandag geteken het, sê Lerato toe hulle in die wagkamer sit, en wys 'n tekening van 'n huis met 3 figure, 1 groot, 1 medium, 1 klein. Dis pragtig, skat. Wie is dit? Dis ek en jy en oupa Tabo by ons nuwe huis. En is jy gelukkig in ons nuwe huis, vra Annika sag. Lerato knik. Oupa Tabo vertel goeie stories. En ek hou van die groot boom. Wat van pappa, vra Annika versigtig. Mis jy hom? Lerato se gesig word ernstig. Ja. Maar jy het gesê hy moet leer om nie meer lelike speletjies te speel nie. Is hy al klaar met leer? Voordat Annika kan antwoord, kom Dramet uit haar kantoor. Hallo Lerato. Gereed vir ons geselsie vandag. Lerato spring op en neem Dramet se uitgestrekte hand. Voordat sy die speelkamer binnegaan, draai sy om na Annika. Dis oukei, mamma. De Fatima sê partylesse neem lank om te leer. Ek kan wag. Nadat Lerato binne is, gebaar Dramet na Annika. Kan ons vinnig gesels? In 'n klein konsultasiekantoor sit Dramet oorkant Annika. Lerato pas verbasend goed aan, sê sy. Kinders in haar ouderdomsgroep is van nature veerkragtig, maar sy toon buitengewone emosionele intelligensie. Sy vra na haar pa, sê Annika. Ek weet nie altyd wat om te sê nie. Eerlikheid is die beste benadering, aangepas vir haar ouderdomsvlak. Sy verstaan meer as wat ons dink. En die feit dat sy voel sy kan vra, is 'n goeie teken. Dit beteken sy voel veilig by jou. En die hofverrigtinge. Die sielkundige evaluasies wat die regter gevra het.
Dr. Ahmed blaai deur haar leer. Ek sal my finale verslag volgende week indien, maar ek kan jou nou al sê dat ek gaan aanbeveel dat Lerato gemonitor word vir enige tekens van angs of onsekerheidsgevoelens, maar dat sy andersins 'n gesonde emosionele aanpassing toon. Ek glo nie daar is enige langtermynskade nie. En kontak met Pieter. Die vraag is moeilik vir Annika om te vra, maar sy moet weet. My professionele opinie is dat beperkte gemoniteerde kontak uiteindelik voordelig kan wees, maar net sodra u voormalige eggenoot beduidende vordering met sy eie terapie gemaak het. Kinders floreer die beste wanneer hulle toegang het tot beide ouers, solank daardie verhoudings gesond is. Annika knik stadig. Die gedagte om Pieter weer te sien, om Lerato aan hom bloot te stel nadat hy hulle so verraai het, is moeilik om te aanvaar. Maar sy weet ook dat, ten spyte van alles, Pieter Lerato liefhet, en sy hom. Later daardie middag, terwyl Lerato 'n middagslaapie neem in Thabo se huis, ontvang Annika 'n oproep van 'n onbekende nommer. Mef. Van der Merwe. Dit is Karim Hassan. Ek is Pieter se psigiater. Annika se hart versnel. Ja, Hassan. Ek skakel met Pieter se toestemming en in oorleg met die hof. Ek wou net sê dat hy goeie vordering maak met sy behandeling. Hy neem dit ernstig op. Hoekom vertel u my dit, vra Annika, haar stem styf. Omdat deel van sy herstelproses is om verantwoordelikheid te neem vir sy dade en om die impak daarvan op ander te verstaan. Hy wil graag 'n brief aan u skryf, nie om vergifnis te vra nie, maar om te erken wat hy gedoen het en hoe dit u en Lerato geraak het. Natuurlik sal die brief eers deur my en die hof hersien word voordat dit aan u gestuur word, as u instem om dit te ontvang. Annika is stil vir 'n lang oomblik. Ek sal die brief lees, sê sy uiteindelik. Maar ek kan nie beloof dat ek sal antwoord nie. Dit word verstaan en gerespekteer, antwoord Hassan. Dankie vir u tyd. Nadat sy opgehang het, gaan Annika na die jacaranda-boom in die tuin. Die pragtige persblomme begin nou val, 'n sagte tapijt op die grond. Sy onthou haar eie kinderdae hier, die veiligheid wat sy gevoel het. Dit is daardie gevoel wat sy nou vir Lerato wil gee, 'n gevoel van sekuriteit, van wortels, van identiteit. Ek dog ek sou jou hier vind, sê Thabo, wat agter haar aankom met 2 koppies tee. Jy het altyd hierheen gekom om te dink. Hy oorhandig 'n koppie aan haar en hulle sit saam op die tuinbank, hulle oë gerig op die uitsig oor die vallei. Hassan het gebel, sê Annika. Pieter se psigiater. En Thabo se stem is neutraal. Pieter wil 'n brief aan my skryf. Om te erken wat hy gedoen het. Gaan jy dit lees? Ek dink so, ja. Thabo sit sy arm om haar skouers. My kind, jy het altyd 'n groot hart gehad. Maar onthou, vergifnis is 'n geskenk wat jy gee wanneer jy gereed is, nie wanneer iemand anders dit vra nie. Ek weet nie of ek ooit kan vergewe wat hy gedoen het nie, erken Annika. Maar Lerato verdien die kans om haar pa te ken, die regte man, nie die leuen wat hy geleef het nie. Jy's 'n wyse vrou, Annika Nkosi van der Merwe. Jou ma sou trots gewees het. Die aand, nadat Lerato in die bed is, gaan Annika na die klein studeerkamer wat Thabo vir haar ingerig het. Sy open haar skootrekenaar en begin skryf, nie aan Pieter nie, maar aan haarself. 'n Joernaal van haar reis, haar gedagtes, haar vrese en haar hoop. Dit voel terapeuties, die woorde wat uit haar vloei. Een paragraaf staan uit. Vandag besef ek dat ek nie net Pieter se leuen geleef het nie, maar ook my eie. Ek het myself oortuig dat ek nie sterk genoeg was om alleen te staan nie, dat ek sy finansiële sekuriteit en status nodig gehad het. Maar nou, geforseer om op my eie te staan, ontdek ek 'n krag wat ek nie geweet het ek het nie. Miskien is dit die grootste geskenk uit hierdie hele gemors, die herontdekking van myself. In sy eie woonstel sit Pieter voor 'n leë bladsy, sy hand wat oor die pen huiwer. Hoe begin 'n mens om soveel skade te erken? Hoe vra jy nie om vergifnis nie, maar bied steeds berou aan? Hy begin skryf, stadig, versigtig, elke woord wat geweeg word. Liewe Annika, daar is geen maklike manier om te begin nie, so ek sal net reguit praat. Ek was verkeerd. Nie net in wat ek gedoen het nie, maar in wie ek probeer wees het. Die man wat jy getrou het, was deels 'n skepping, 'n masker wat ek gedra het. Die woorde kom moeilik, pynlik. Maar hulle kom. En terwyl hulle kom, voel hy iets wat na verligting lyk, die eerste opregte emosie wat hy in jare gevoel het. 3 maande later staan Annika senuweeagtig voor die hofdeur.
Binne wag Pieter, regter en Klofie, die regsverteenwoordigers en die sielkundiges vir die nuwe verhoor oor Lerato se toekoms. Die laaste 3 maande was 'n tyd van herstel en heropbou. Die pyn van Pieter se verraad is steeds daar, maar dit het afgestomp, meer 'n dowwe pyn as 'n skerp steek. Jy hoef nie alleen hierdeur te gaan nie, sê Tabo, wat langs haar staan. Ek kan saam met jou ingaan. Annika skud haar kop. Dankie, pa, maar ek dink ek moet hierdie deel alleen doen. Die brief wat Pieter gestuur het, was 'n verrassing, nie omdat hy berou getoon het nie, maar omdat dit so eerlik was, so kaal van enige selfverdediging of verskoning. Hy het volledige verantwoordelikheid geneem vir alles, van die finansiële bedrog tot die emosionele manipulasie. Die psigiater se verslag wat dit vergesel het die diepte van sy probleme verduidelik, maar sonder om dit as verskoning aan te bied. Gedurende die afgelope maande het Annika haar eie lewe herdefinieer. Die kunsbemarking kursus is voltooi, haar rol by die museum uitgebrei. Sy en Lerato het 'n nuwe ritme gevind in Tabo se huis, nuwe normaliteit. Annika haal diep asem en stap die hofsaal binne. Pieter kyk op toe sy inkom en vir 'n oomblik kry sy hulle oë. Hy lyk anders, maarder, ouer, maar ook meer werklik. Die glansende, perfekte masker wat hy altyd gedra het, is weg. Mevrou van der Merwe begroet regter en Klofie haar. Dankie dat u kon kom, ons wag nog vir Dramet en Drasan. Annika gaan sit oorkant Pieter, bewus van die afstand tussen hulle, nie net fisies nie, maar emosioneel. Dit is die eerste keer dat hulle mekaar in 3 maande sien. Hoe gaan dit met Lerato, vra Pieter sag. Sy doen goed, antwoord Annika. Sy het begin met swemklasse. Sy sê sy wil 'n vis word. 'n Klein glimlag verskyn op Pieter se gesig. Sy het altyd water gelief. Onthou jy hoe ons haar uit die bad moes lok? Die herinnering bring 'n onwillekeurige glimlag na Annika se gesig. Vir 'n oomblik deel hulle iets, 'n enkele draad van die band wat hulle eens gehad het. Maar dan herinner Annika haarself aan waarom hulle hier is en die glimlag verdwyn. Annika, sê Pieter, voordat die verhoor begin, ek wil net sê. Die deur gaan oop en Dramet en Drasan kom saam in. Verskoon ons, u edelagbare, sê Dramet. Ons het nog 'n paar punte bespreek wat ons wou uitklaar voordat ons getuienis lewer. Regter en Klofie knik. Dan kan ons begin. Hierdie is 'n opvolgsitting in die saak van der Merwe versus van der Merwe, betreffende toesig en toegangsregte vir die minderjarige kind, Lerato van der Merwe. Dramet is die eerste om te getuig, en sy beskryf Lerato se vordering oor die afgelope maande. Die kind het 'n merkwaardige aanpasbaarheid getoon, verduidelik sy. Terwyl sy aanvanklik tekens van angs getoon het dit aansienlik verminder. Sy praat openlik oor haar gevoelens en toon 'n gesonde gehegtheid aan haar moeder en grootvader. En haar verhouding met haar vader, vra die regter. Lerato vra gereeld na haar vader. Sy toon geen tekens van vrees of ongemak wanneer sy oor hom praat nie. Inteendeel, sy druk dikwels die wens uit om hom te sien. Drasan is volgende en hy beskryf Pieter se vordering met sy terapie. Meneer van der Merwe het substansiële vordering getoon in die erkenning en verstaan van sy narcistiese patrone. Hy het aktief deelgeneem aan beide individuele en groepterapie en het begin om gesonder hanteringsmeganismes te ontwikkel. In u professionele opinie, vra die regter, sou dit skadelik wees vir die kind om kontak met haar vader te hê? Drasan dink versigtig na. Met die regte monitering en struktuur, nee. In werklikheid glo ek dat dit voordelig kan wees vir beide die kind en meneer van der Merwe se herstelproses. Mevrou van der Merwe, draai die regter na Annika, wat is u posisie oor hierdie kwessie? Annika voel almal se oë op haar. Gedurende die afgelope weke het sy baie hieroor gedink, geworstel met haar eie gevoelens van woede en verraad, maar ook bewus van wat die beste vir Lerato sou wees. U edelagbare, begin sy, ten spyte van wat gebeur het tussen my en my man, voormalige man, hy is steeds Lerato se vader. Sy vra na hom. Sy mis hom. Ek glo dat sy die reg het om 'n verhouding met haar vader te hê, solank dit 'n gesonde een is. Annika sien die verrassing in Pieter se oë, die glans van trane. Meneer van der Merwe, sê die regter, en u. Pieter sit regop. Ek is ontsettend dankbaar vir enige geleentheid om my dogter te sien, u edelagbare. Maar ek verstaan ook dat dit op Annika se terme moet wees. Sy was 'n uitmuntende moeder onder ongelooflik moeilike omstandighede wat ek geskep het. Ek respekteer haar oordeel oor wat die beste vir Lerato is.
Die regter kyk tussen hulle, duidelik beïndruk deur die volwasse hantering van die situasie. Gegeewe die aanbevelings van beide sielkundiges en die oënskynlike bereidwilligheid van beide ouers om saam te werk in die beste belang van die kind, is ek geneig om gemoniteerde toegang toe te staan, met 'n geleidelike oorgang na meer gereelde, onafhanklike besoeke afhangend van hoe die aanvanklike ontmoetings verloop. Na die verhoor staan Annika en Pieter in die gang buite die hofsaal. "Dankie," sê Pieter sag. "Ek het nie verwag dat jy so begripvol sou wees nie." "Ek doen dit vir Lerato," antwoord Annika, haar stem steeds versigtig. "Sy het die reg om haar pa te ken." "Ek weet. Maar steeds dankie." 'n ongemaklike stilte volg. "Ek het 'n nuwe werk," sê Pieter skielik. "By die motorhandelaar. Dis nie wat ek gewoond was nie, maar dis eerlike werk. En ek's goed daarmee." "Dis goed om te hoor." Annika se stem is steeds terughoudend, maar daar is 'n sagte randjie daaraan. "En jy? Ek het gehoor jy's terug by die museum." "Ja. Ek kureer 'n nuwe uitstalling van opkomende kunstenaars. En ek het 'n kunsbemarking kursus voltooi." Pieter glimlag 'n opregte glimlag. "Jy was nog altyd briljant met kuns. Ek's bly jy kry die erkenning wat jy verdien." Nog 'n stilte, minder gespanne as die vorige. Wanneer kan ek vir Lerato sien?" vra Pieter, sy stem skielik onseker. "Der Amet het voorgestel dat ons die eerste paar ontmoetings in haar kantoor hou," antwoord Annika. "Sy kan daar wees om te help as Lerato angstig raak of vra het." Dit klink verstandig. "Miskien volgende Saterdag. Om 10:00. Ek sal daar wees," beloof Pieter. Hy huiwer, asof hy iets meer wil sê, maar besluit dan anders. "Ek moet gaan. My proefbeampte wag." Terwyl Annika hom sien wegstap, voel sy 'n vreemde mengsel van emosies, hartseer vir wat hulle verloor het, maar ook 'n soort trots vir die groei wat hulle albei getoon het. Sy sal miskien nooit weer Pieter kan vertrou soos voorheen nie, maar miskien, net miskien, kan hulle 'n nuwe soort verhouding bou, een gegrond op eerlikheid en gedeelde liefde vir hulle dogter. Daardie Saterdag sit Pieter in Der Amet se wagkamer, sy kneukels wit waar hy die geskenk vir Lerato vashou, 'n klein, sagte seekat speelding wat hy by die akwarium se winkel gekoop het, wat haar nuwe liefde vir seelewe verteenwoordig. Die deur gaan oop en Annika kom in met Lerato aan haar hand. Die klein dogtertjie dra 'n geel rokkie, haar krulle in 2 poniesterte. Vir 'n oomblik is Pieter vasgenaal deur die veranderinge in haar, sy lyk langer, ouer, of miskien is dit net dat hy haar so lank nie gesien het nie. "Papa." Lerato se stem is skielik klein, onseker. "Hallo my skattebol," sê Pieter, sy eie stem wat breek terwyl hy neerhurk om op haar ooghoogte te wees. Vir 'n lang oomblik staar sy hom aan, haar kop effens skuins asof sy hom van niets af bestudeer. Dan stadig begin 'n glimlag oor haar gesiggie sprei en sy hardloop vorentoe, haar arms wat om sy nek sluit in 'n vurige drukkie. "Ek het jou gemis, pappa." Pieter vou sy arms om haar, trane wat vrylik oor sy wange rol. "Ek het jou ook gemis, my liefling. So baie." Annika kyk toe, haar eie oë wat blink met ongestorte trane. Der Amet staan langs haar, haar gesig sag met goedkeuring. "Kyk wat ek vir jou gebring het," sê Pieter, wat die seekat oorhandig. Lerato se oë raak wyd van opwinding. "Ek het juis 'n seekat in my boek gesien." "Dankie, pappa." Sy draai na Annika. "Kyk, mamma. Dis pragtig, skat," sê Annika met 'n glimlag. "Kom ons gaan speel in die speelkamer," stel Der Amet voor. "Jou mamma en pappa kan saam met ons kom hê." Terwyl hulle na die speelkamer stap, hou Lerato Pieter se hand styf vas. "Pappa, het jy al klaar gemaak om die spesiale lesse te leer?" Pieter kyk verward na Annika. "Ek het haar vertel dat jy besig is om sekere lesse te leer," verduidelik Annika sag. Pieter knik en kyk dan ernstig na sy dogter. "Ek leer nog steeds, Lerato. Dit is moeilike lesse en dit gaan 'n lang tyd neem. Maar ek werk baie hard daaraan." "De Fatima sê dis soos wanneer ek leer swem," sê Lerato pynsend. "Ek moet oefen en oefen. En partykeer is ek bang. Maar dis oukei om bang te wees." "Dis baie soos dit, ja," stem Pieter saam, verwonder deur haar insig. "Ons kan saam leer," bied Lerato aan, haar gesiggie ernstig. "Ek sal jou help." Vir die res van die uur speel hulle saam, met Lerato wat vir Pieter van haar nuwe skool vertel, van die jacaranda boom by oupa Thabo se huis, van haar swemklasse.
Pieter luister gretig, honger vir elke detail van haar lewe wat hy gemis het. Toe dit tyd is om te gaan, is die afskeid moeilik. Lerato hou Pieter styf vas, onwillig om te laat gaan. Sal jy terugkom, vra sy, haar oë vol vrees dat hy weer sal verdwyn. Ja, my liefling, beloof hy. Volgende week, net soos vandag. En dan die week daarna. Ek sal altyd terugkom. Beloof. Ek beloof. En hierdie keer is dit 'n belofte wat ek sal hou. Nadat Lerato 'n laaste drukkie gee, neem Annika haar hand om te vertrek. By die deur draai Annika terug na Pieter. Jy was goed met haar, sê sy sag. Sy maak dit maklik, antwoord hy. Sy is so buitengewoon. Ja, dit is sy. Nog 'n stilteval, maar hierdie een het 'n ander kwaliteit, nie gespanne of ongemaklik nie, maar gevul met 'n soort gedeelde begrip. Annika, sê Pieter, ek weet dis te vroeg, en miskien is dit nooit die regte tyd nie, maar ek wil jou dankie sê. Nie net vir vandag nie, maar vir alles. Vir hoe jy Lerato groot maak. Vir hoe jy nie bitter geword het nie, selfs al het ek jou elke rede gegee. Annika kyk na hom, werklik kyk, vir die eerste keer in maande. Dit was nie maklik nie, erken sy. Daar was daar. Ek weet, sê hy sag. Ek sal nooit ten volle verstaan hoeveel skade ek aangerig het nie. Maar ek sal die res van my lewe probeer om 'n beter pa vir Lerato te wees, en 'n beter persoon in jou lewe, wat dit ook al mag behels. Annika knik stadig. Dankie. Dit beteken baie. Terwyl sy en Lerato wegstap, voel sy 'n ligte beweging in haar hart, nie vergifnis nie, nog nie, maar miskien die eerste sagte tekens van genesing. Daardie aand, nadat sy Lerato in die bed gesit het, sit Annika weer by die jacaranda-boom. Die nag is warm, die lug vol met die geur van somer. Hoe het dit gegaan, vra Tabo, wat by haar aansluit. Verbasend goed, antwoord Annika. Lerato was so bly om hom te sien. En hy was anders. Meer werklik. Minder die perfekte beeld wat hy altyd probeer handhaaf het. En jy? Hoe voel jy? Annika dink lank na. Verward, erken sy uiteindelik. Deel van my wil hom steeds haat vir wat hy gedoen het. Maar vandag ek het 'n kant van hom gesien wat ek geensins in jare gesien het nie. Miskien was dit nog altyd daar, diep binne-in, net versteek onder al die ambisie en vrees vir mislukking. 3 jaar later staan Annika voor die groot venster van die Kaapstad Kunsmuseum se nuwe vleuel, die sonlig wat oor die Tafelberg dans terwyl die dag tot 'n einde kom agter haar is die openingsaand van haar nuutste uitstalling, Waarheid en Transformasie, Suid-Afrikaanse opkomende kunstenaars in volle swang. Die uitstalling, haar mees ambisieuse projek nog, het reeds lof ontvang van kritici oor die hele land. Mamma, kom kyk. Lerato, nou 6 jaar oud, wink opgewonde van oorkant die vertrek. Haar donker krulle spring om haar gesig, haar oë blink van opwinding. Sy staan langs 'n kunswerk, 'n komplekse installasie van gekleurde draadjies en lig. Dis soos 'n groot web, verduidelik Lerato toe Annika naderkom. Die kunstenaar sê dit wys hoe alles verbind is, selfs wanneer dinge stikkend gaan. Annika glimlag, steeds verbaas oor haar dogter se insig. In die 3 jaar sedert daardie dramatiese dag in die hof het Lerato gegroei in 'n bedagsame, sensitiewe kind met 'n diep begrip van die wêreld rondom haar. Dis presies waaroor die kunswerk gaan, bevestig Annika. Die kunstenaar noem dit herstel. Dit gaan oor hoe ons, wanneer dinge breek, nuwe verbindings kan skep. Soos ons familie, vra Lerato, haar kop skuins. Annika kniel langs haar dogter. Ja, my liefling. Net soos ons familie. Is papa nog laat, vra Lerato, haar oë wat na die ingang soek. Hy het gebel om te sê hy is op pad. Hy moes net eers by sy byeenkoms stop. Pieter se reis na soberheid was nog 'n verrassing in die afgelope jare. 6 maande na die aanvanklike hofuitspraak het hy erken dat hy alkohol gebruik het om sy angs te beheer en het vrywillig by 'n behandelingsprogram aangesluit. Nou vier hy 2 jaar van soberheid. Daar's hy, roep Lerato opgewonde en hardloop deur die skare. Pieter staan in die deuropening, netjies geklee in 'n beskeie pak. Sy gesig verhelder toe hy Lerato sien aankom. Hy buig af om haar op te tel, swaai haar in die lug en plant 'n soen op haar wang. Verskoon dat ek laat is, prinses. Het ek iets gemis? Mamma het 'n toespraak gegee en almal het geklap. En daar's 'n kunswerk wat soos ons familie is. Is dit so, vra hy belangstellend. Dan moet jy my wys.
Terwyl Lerato haar pa na die installasie lei, kyk Annika hulle agterna. Die verhouding tussen vader en dogter het gegroei en verdiep oor die jare, met gereelde naweke en vakansiedae saam. Pieter het sy belofte gehou, hy het nooit weer 'n besoek gemis nie, het nooit laat opgedaag sonder om te bel nie, het nooit beloftes gemaak wat hy nie kon hou nie. Sy verhouding met Annika was meer kompleks. Hulle skeiding is gefinaliseer, die finansiële kwessies uiteindelik uitgesorteer. Die maatskappy se bates is verkoop om skuldeisers te betaal en die huis het gegaan. Pieter het sy helfte van die oorblywende geld aan Annika gegee vir Lerato se opvoedingstrust. Annika Sofia, haar bestuurder by die museum, roep haar aandag. Die burgemeester wil jou ontmoet. Hy is besonder beïndruk met die uitstalling. Natuurlik. Annika glimlag en volg Sofia na waar die burgemeester en 'n groep dignitarisse wag. Sy het geleer om gemaklik te wees in hierdie rol, die selfversekerde kurator, die vrou wat haar eie pad maak. Later, toe die meeste gaste vertrek het, vind Pieter haar waar sy besig is om met 'n jong kunstenaar te gesels. Dit was 'n groot sukses, sê hy toe hulle alleen is. Ek's trots op jou, Annika. Dankie, sê sy. Dit was 'n spanpoging. Nee, dit was jou visie. Jou harde werk. Pieter se stem is opreg. Die kritikus van die Mail Guardian was reg, jy het 'n gawe om stemme te vind wat andersins dalk nooit gehoor sou word nie. Annika voel 'n warm gloed van trots. Die resensie was inderdaad vleiend, haar loopbaan in 'n stewige opwaartse traject. Hoe gaan dit by die werk, vra sy. Goed, antwoord hy. Die skool het my aangestel as voltydse onderwyser, nie net 'n assistent nie. Graad 5 wiskunde en wetenskap. Dis uitdagend, maar ek voel asof ek 'n verskil maak. Die dramatiese verandering in Pieter se loopbaanpad, van eiendomsontwikkelaar na laerskoolonderwyser, was miskien die mees verrassende wending. Na sy gemeenskapsdiens by 'n plaaslike skool voltooi is, het hy ontdek dat hy 'n passie en talent vir onderwys het. Hy het teruggegaan universiteit toe vir sy onderwyssertifikaat, wat hy deeltyds voltooi het terwyl hy as verkoopsman gewerk het. Die kinders is gelukkig om jou te hê, sê Annika en bedoel dit. Jy was altyd goed met verduidelikings. Lerato sê ek gee te veel huiswerk, glimlag hy. Sy is net kwaad omdat jy haar geen gunste doen nie. Natuurlik nie. Sy moet die voorbeeld stel. Hy kyk na waar Lerato met Tabo gesels, sy nou vertroud met die vloei van kindsopenings danksy haar ma se loopbaan. Jou pa lyk goed, merk Pieter op. Ja. Die nuwe medikasie vir sy artritis help baie. En hy geniet sy rol as deeltydse regsprofessor, hou hom besig, intellektueel gestimuleer. 'n Gemaklike stilte val tussen hulle, nie die ongemaklike stiltes van die vroeë dae na die skeiding nie, maar 'n stil erkenning van die pad wat hulle afgelê het. Ek sien Elise gereeld, sê Annika. Sy kom elke woensdag na werk om vir Lerato te sien. Hulle bak koekies saam. Pieter se verhouding met sy ouers was 'n ander uitdaging wat oorkom moes word. Willem, sy pa, het aanvanklik gesukkel om sy seun se val van genade en drastiese loopbaanverandering te aanvaar. Maar oor tyd, veral nadat Pieter se soberheid en toewyding aan sy nuwe pad duidelik geword het hy begin om trots te wees op die man wat sy seun geword het, eerder as die man wat hy wou hê sy seun moes wees. Dankie, sê Pieter sag. Vir alles wat jy doen om Lerato 'n volledige familie te gee. Dit sou makliker gewees het om my ouers uit te sny. Familie is belangrik, antwoord Annika eenvoudig. Ons is almal verbind, net soos daardie kunswerk. Lerato kom aangehardloop, haar gesig effens bekommerd. Papa, ek het die klokkietyd gehoor. Beteken dit ons moet gaan? Ja, skat. Die museum maak nou toe. Maar ons sien mekaar môre, reg? Ek kom haal jou vir ons naweek saam. Met die bootrit na Robbeneiland vra Lerato opgewonde. Net soos beloof, bevestig Pieter. En onthou om 'n warm baadjie in te pak. Dit kan koud word op die water. Nadat Pieter vir Lerato 'n drukkie gegee het en vertrek, stap Annika en Lerato saam met Tabo na die parkeerarea. Mamma, sê Lerato terwyl hulle in die kar klim, my juffrou het 'n belangrike vraag gevra vandag. Sy het gevra wat maak my familie spesiaal. Annika draai om na die agtersitplek waar Lerato sit. En wat het jy gesê? Ek het gesê my familie is spesiaal omdat my pappa en mamma saamwerk om vir my te sorg, al woon hulle nie in dieselfde huis nie. En ek het gesê dat goeie mense soms slegte goed doen, maar hulle kan leer om beter te word.
Annika voel trane in haar oë prik. Dit is baie waar, my liefling. En baie wys. En toe het ek gesê dat familie gaan oor liefde, nie oor in dieselfde huis bly nie, voeg Lerato by. Tabo glimlag in die trispeeltjie. Uit die mond van 'n kind sê hy sag. Ons kon almal baie by jou leer, Lerato. Terug by Tabo se huis, nadat Lerato in die bed is, gaan Annika na haar studeerkamer. Die kamer het verander oor die jare, nou gevul met boeke oor kuns en kuratorskap, die mure versier met werke deur kunstenaars wat sy ontdek en bevorder het. Sy haal haar joernaal uit, dieselfde een wat sy 3 jaar gelede begin het. Die blaaie is gevul met haar reis, haar worsteling, haar groei, haar oorwinnings. Die laaste inskrywing, net 'n week gelede, staan uit. Soms dink ek terug aan daardie dag in die hof, toe Lerato opgestaan het met die waarheid wat so duidelik uit haar klein hartjie gekom het. Wat 'n vreemde geskenk daardie oomblik was. Die pyn was werklik en diep, maar uit daardie pyn het 'n nuwe lewe ontstaan vir my, vir Pieter, vir Lerato. Ons is nie meer die familie wat ons was nie, maar miskien is ons die familie wat ons altyd moes wees, een gebou op waarheid, nie die skyn van perfeksie nie. Sy skryf 'n nuwe inskrywing. Vandag het Lerato gesê dat familie oor liefde gaan, nie oor in dieselfde huis bly nie. Ons dogter verstaan reeds wat soveel volwassenes sukkel om te leer. Die waarheid het ons waarlik vrygemaak, nie sonder pyn nie, maar met die geleentheid om meer autentiek te leef, meer eerlik lief te hê, meer bewustelik te kies wie ons wil wees. Wanneer Lerato na haar pa gaan môre, sal ek die gevoel van verlies ervaar wat altyd kom wanneer sy weggaan. Maar ek sal ook vrede voel, wetende dat sy gekoester word deur iemand wat haar liefhet, iemand wat die moed gehad het om sy foute te konfronteer en die lang, moeilike pad na herstel te stap. Ons is almal 'n werk in wording, almal leer elke dag hoe om beter mense te wees. Miskien is dit die grootste les wat ek uit hierdie hele ervaring geleer het, dat perfeksie 'n wrede illusie is, maar dat groei en vergifnis die ware geskenke van die lewe is. Die volgende oggend, terwyl sy vir Lerato help om haar tas vir die naweek te pak, sien Annika die vreugde in haar dogter se oë, die ongekunstelde opgewondenheid om tyd met haar pa deur te bring. Die klokkie lui en Lerato hardloop na die deur. Papa's hier. Pieter staan op die stoep, 'n warm glimlag op sy gesig toe hy Lerato sien. Gereed vir ons avontuur, meermin? Ja. Lerato gee haar tas aan hom. Ek het ekstra sokkies ingepak, soos jy gesê het. En my verkyker. Perfek. Hy kyk op na Annika. Ons sal terug wees teen Sondagmiddag, as dit reg is. Dis goed, bevestig Annika. Geniet julle tyd saam. Dankie. Daar is soveel in daardie enkele woord, dankbaarheid nie net vir die naweek nie, maar vir die tweede kans, vir die vertroue wat stadig herbou is, vir die geleentheid om die vader te wees wat hy altyd moes wees. Terwyl hulle wegry, Lerato wat opgewonde waai deur die venster, dink Annika aan die lang, onverwagte reis vanaf daardie oomblik in die hofsaal. Die pad was nie maklik nie, dikwels pynlik, maar dit het gelei na 'n plek van groter integriteit en waarheid. Op daardie dag 3 jaar gelede het 'n klein dogtertjie die moed gehad om die waarheid uit te spreek, om die eerste brose draad van eerlikheid te weef wat 'n hele web van leuns sou ontknoop. Daardie moed, daardie eerlikheid, het 'n gesin gered, nie in die vorm wat hulle verwag het nie, maar in 'n nuwe vorm, meer werklik, meer veerkragtig. Tabo kom by die deur staan. Hulle het vertrek. Ja, sê Annika, haar oë steeds op die pad voor hulle. Hulle gaan 'n wonderlike tyd hê. En jy? Wat gaan jy doen met jou vrye naweek? Annika glimlag, 'n ware, kalm glimlag. Lewe, pa. Net lewe. Fin van die verhaal. Geliefde luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Annika, Pieter en die dapper klein Lerato julle aangeraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale speellys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier deur aan die linkerkant te klik. As jy van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om in te skryf op ons kanaal nie en 'n duim op te gee vir die video. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle in die kommentaarafdeling te ontmoet.